Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. Hierdie is uiteindelik die video oor gemeenskaplike faktore. Die faktorisering spesifiek van gemeenskaplike faktore. Daar is nou een van al 4 tipe faktoriserings. En ja, ek gaan seker een of ander tyd 'n oefeningsvideo oor hierdie moet doen. Ek doen 'n klomp voorbeelde aan die einde van hierdie video. So dit ja, kyk maar na die einde van die video. Dis vir een of ander rede is dit vir die kinders maar 'n moeilike ding om te vang. Ek weet nie regtig hoekom nie, maar dis vir julle baie moeilik en ek kan nie verstaan hoekom nie. So kyk maar genoeg na die voorbeelde en dan sal ek een of ander tyd iewers in die toekoms sal ek so 'n videoetjie dingetjie maak waarin jy dan net deur die oefeninge kan gaan en seker maak jy verstaan dit. So spesifiek in hierdie video gaan ons net kyk na soos die definisies van faktore, nê, wat is faktore? Dan van gemeenskaplike faktore en laaste net ek dink is 5 voorbeelde waarna ons gaan kyk. So ja, kom ons val net in dit in. Ons begin met wat is faktore? Nou faktore, ek weet nie of jy dit al vir jou geleer is nie, maar getalle kan opgedeel word in hulle faktore. Alle getalle bestaan uit deeltjies, nê? Soos wat 'n mens mos uit dele bestaan. Soos jy het 'n arm en 'n poot en 'n voet en 'n been en 'n maag en 'n wat ook al, nê? Jy bestaan uit klomp dele. So ook bestaan getalle uit klomp dele en daai dele noem ons faktore. Hierdie kan jy, as jy sukkel om so vinnig met wiskunde te werk, kan jy getalle se faktore net op jou sakrekenaar uitwerk. Dit is baie eenvoudig. Al wat jy eintlik moet doen is jy druk hom in, die getal, jy sit hom is gelyk aan of jy nou 'n Casio het en of jy nou 'n Sharp het, jy druk hom nou in, druk is gelyk aan en dan sê jy op die Casio is dit shift en dan so 'n dingetjie wat sê fact. Op die Sharps is daar second function en dan druk jy fact. Okay, ek dink hy's die oranje een. Ek gaan kyk. Jep, die oranje knoppie. Okay, op 'n wat ek gesê is dit? Die oranje knoppie op die Sharp sakrekenaars. Kom ons kyk gou na 'n klomp voorbeelde. Ek gaan deur 'n klomp van hulle gaan want wel ek hoop dat as jy verstaan hoe getalle opgedeel kan word in faktore, gaan jy dieselfde verstaan of jy kan verstaan dat die konsep dieselfde is as dit kom by veranderlike, so x'e en y's. So voor jou sien jy nou 'n klomp getalle. Druk net die getalle in en sê second function fact of shift fact. So jy sê 8 en dan is gelyk aan, dan gaan jy so ouetjie op jou sakrekenaar kry, 2 to die mag 3. Hierdie beteken letterlik net is 3 2's wat met mekaar maal. So 8 geontbind in sy faktore is 2 maal 2 maal 2. 9 is 3 tot die mag 2, so dit is 3 maal 3, kyk sy eksponent. 10 het nie sulke, hy word nie vir jou gegee as 'n vreemde een nie, hy word vir jou dadelik gegee as wat hy is, 2 maal 5. Daar's nie 2 5e in nie, daar's niks sulke goetertjies nie. Jy sal sien as jy 50 byvoorbeeld intik en jy sê shift fact, gaan dit vir jou sê 5 kwadraat maal 2. Dit beteken maar net hy kan 2 keer in 5 ingaan. So 5 maal 5 maal 2. Maar 10 is net 5 maal 2. 17, hy is by verre die moeilikste een. Jy sal hom sien, hulle gee hom net as 17 maal 1. Hy het niks, dit is 'n priemgetal. Hy kan nie verder as dit gaan nie. Dieselfde met al jou ander priemgetalle. Basies wat gebeur, laat ek dit eerder so sê, is hierdie getalle word, ek het gedink ek gaan dit reg kry. Hierdie getalle word opgedeel in hulle priemgetalle. Daar's 2's, daar's 3's en daar's 5 en daar's 2's, want jy kan nie dit verder verklein nie. 18 gaan wees 2 maal 3 tot die mag 2. Wat jy dan net skryf as 2 maal 3 maal 3. En by groter getalle gaan jy vanselfsprekend meer diverse spektrum hê van veranderlikes of wat sê ek, van faktore
Daarom gaan jy hierso net 2 mal 2 mal 7 mal 13 kry. So as jy ooit wonder wat is die faktore van 264, onthou net dis 13. Dis rof. 13 is 'n weird getal. In elk geval, kom ons gaan aan. Nou gaan ons 'n bietjie begin praat oor hoe haal ek gemeenskaplike faktore uit. Die voorbeelde wat ek vir jou gaan wys, ek gaan vir jou 2 wys. En ek gaan hoop, want dis onmenslike baie gedetailleerde voorbeelde, as ek dit so kan noem. En ons gaan eers net kyk na een waar daar 2 terme is en een waar daar 3 terme is. Jou onderwyser gaan 10-10-1 begin, of het 10-10-1 begin, deur hierdie werk te verduidelik, deur vir jou te sê, ons kyk net na een term. Jy kan nou, ek hoor die term video hier iewers op te pop. So as jy sukkel om te onthou wat terme is, gaan kyk eers die terme video. En ek weet dit is 'n graad 8 video, maar as jy nog nie dit verstaan in graad 9 nie, moet jy jouself 'n bietjie nederig hou. Okay, so ja, daar's baie stappe en jou onderwyser sou heel waarskynlik met die maklikste een begin. Ek gaan met 2 moeilikes begin en dan moet jy dit net verstaan. Dis net hoe dit is. Daar's nie 'n magic trick nie. Volg die stappies en dan sal jy wen. In my term video verduidelik ek dat 'n term uit 3 dinge verstaan en jy moet net op al 3 dinge fokus. Sodra jy dit reg kry, dan gaan jy floreer in die lewe. Okay, so. Heel eerste, 3x² plus 9x y. Faktorisering beteken ons werk na hakies toe. Hierso is daar niks hakies nie, so ek moet na hakies toe werk. Vereenvoudig is die omgekeerde van faktorisering, waar jy weer van 'n hakkie, of wat ook al jy het, terugwerk, ja, dit gaan hakkie wees, terugwerk waar jy geen hakkies het nie, maar net terme. Hierso het ek 2 terme, 'n 3x² en 'n 9xy, en ek moet dit nou na hakies toe vat. So die eerste ding wat ek doen, is ek kyk na wat is die eerste ding waaruit 'n term bestaan. Dit gaan die teken wees, maar okay, die tweede ding waaruit 'n term bestaan is die getalle. So fokus eers net op die getalle. Wat kan in 3 ingaan en ook in 9 in? Wat het hulle gemeenskaplik? So dit is soos asof jy in 'n klaskamer inloop en jy sien 2 leerders, nê? Kom ons sê Andrei en Gerardus. Daar's 2 leerders, Andrei en Gerardus in jou klas. Die een het brille. Die ander het nie brille nie. Daarom kan jy nie vir my sê, wel, hulle het brille gemeenskaplik nie. Nee, want die ander een het nie brille nie. Of 'n bril, eerder, sorry. Ek praat Engels. Een het 'n bril, ander het 'n bril, Gerardus het nie 'n bril nie, so jy kan nie sê hulle het 'n bril gemeenskaplik nie. Hierso kan jy nie sê die 2 terme het y gemeenskaplik nie, want net die laaste term het y gemeenskaplik. Wat jy kan sê hulle het gemeenskaplik is tussen Andrei en Gerard, as jy nou Gerardus as jy nou so na hulle kyk. Jy kan sê beide van hulle het byvoorbeeld blou hare, nê? Stupid voorbeeld, maar kom ons sê hulle beide het blou hare. Dan kan jy sê, okay, cool, beide het blou hare. En in hierdie geval het beide hierdie terme 3's gemeenskaplik. Dis net my tweede term het 2 3's, het 3 3's gemeenskaplik. Omdat jy toe ons hom nou in die vorige slide het ons hom ontbind, die 9, toe was dit 3 mal 3. So hy het 2 3's gemeenskaplik, waar my eerste 3 net 1 het. Wat dan oorbly in my hakie? Nou ek vat dit weg. Wat dan oorbly in my hakie is die eerste 3 deel ek met 3, so daar bly net 1 oor. Maar met my laaste een deel ek hom met 3, so daar gaan 3 oorbly. Maak dit sin? Want 9 bestaan uit 2 3's en ek vat 1 weg. Hier is baie belangrik dat jy dit so neerskryf. Kyk, ek skryf die 3 wat hulle gemeenskaplik het net 1 keer. Moet dit asseblief nie 2 keer gaan neerskryf nie. Moenie sê jy vat 3 weg van die een en van die ander een, daarom het jy 6 voor nie, asseblief. Dit is letterlik asof hierdie 2 kinders voor my staan, Gerardus en Andrei,
en ek sê hulle het 'n hemp gemeenskaplik. Ek sê nie hulle het 'n hemp en 'n hemp gemeenskaplik nie. Jy sê dit net een keer. Jy noem net een keer wat hulle gemeenskaplik het. Volgende, kyk ons na die veranderlikes. Net my laaste term het 'n y. My eerste term het nie 'n y nie. Maar albei kyk het 'n x. Die eerste term het wel net 2 x'e. Jy sien hom daar. Hy het 2 x'e. So ek kan 'n x gemeenskaplik uithaal. Hoe dit dan lyk, is dit lyk as volg. Ek haal 'n enkele x uit. Eintlik moet jy sê jy moet die grootste moontlike x uithaal en dit gaan hierdie enetjie wees wat ek daar gemaak het. Sien jy? Boom. Daar voor my. Dis omdat daai laaste term het letterlik net 1 x wat hy kan gee. Jy kan nie van hom 2 vat nie, so jy kan nie 2 uithaal nie. So jy haal daai 2 of daai x uit en dit beteken dat my eerste term het net 1 x oor en my laaste term het net die y oor. Want ek het sy x weggevat, hy het net 1 gehad, ek vat daai x weg, so hy het 0 x oor. En hierdie hierso, jy kan nou sien ek het oral ene gemaak, ons gaan dit nie so neerskryf nie. Jy sal sien in die toekoms, met die volgende voorbeelde gaan ek dit nie so doen nie. Ek gaan dit eerder heeltemal net uitlos, want jy hoef nie noodwendig daar 'n 1 neer te skryf nie. Al wat jy moet doen is dit net so neerskryf. So, kom ons kyk na die volgende een, die 3 terme. Daai was nou baie moeilik, 2 terme, maar kom ons kyk na die 3 een, want hy gaan ekstra moeilik wees. En dis sekerlik, ek dink, dis sekerlik die moeilikste wat hulle dit vir jou kan vra. Ons begin weer by die getalle. Die 81 en die 9 het dinge gemeenskaplik. Ek kan 81 met 9 deel, en dan kan ek 9. Dink ek, ja. En ek kan 9 met 9 deel, en dan kry ek 1. Maar my laaste term het net 'n 3. Nou, ek kan nie 3 met 9 deel nie, dan het ek 'n breek. Dan het ek so 1 op iets, en ek wil nie dit hê nie. Wat ek wel wil hê, is ek wil 'n gemeenskaplike term uithaal, of 'n getal uithaal in hierdie geval. So 3 kan in 81 ingaan, want hy kan met 9 gedeel word, en 3 kan ook in 9 ingaan. Sorry, vergeet ek jou asem te haal. So ek haal 'n 3 uit. Kyk na my getalle. Haal 'n 3 uit. Sorry, hier is soveel stappe dat ek nie almal kan onthou nie. En ek gaan heel waarskynlik van die orde verkeerd kry, maar ek sal dit vir jou verduidelik. So, ja, kyk, cool, ek haal 'n 3 uit. Dit beteken, van my 81, deel hom net met 3, gaan daar 27 oorbly. Van my 9 gaan daar 3 oorbly, en kan jy sien, ek het daai laaste 3 net uitgehaal, so, jy kan daar 1 neer gaan skryf, maar ek het, soos ek julle in die vorige voorbeeld gesê het, ons skryf nie regtig die ene neer nie, want tegnies kan daar dan orals ene wees. Ons skryf net nie orals ene nie. Ek sal meer konsentreer om asem te haal, ek my gaap. Volgende. Kyk ons na die P's. Die eerste P, die eerste term se P het 2. Jy kan dit daar neer sien. Die tweede term het 1 P en die laaste term het 3 P. So wat is die hoogste moontlike P wat ek kan uithaal, wat gemeenskaplik is? Het gaan nie 3 wees nie, want daar is een wat 1 het en een wat 2 het. Het gaan ook nie 2 wees nie. Alhoewel die laaste term, kan jy 2 uithaal, en die eerste term kan jy 2 uithaal, en die middelste term kan jy nie, en die tweede term kan jy nie 2 P's uithaal nie. So jy kan letterlik net 1 uithaal. Sien jy daar enetjie daarbo, by my middelste term, jy kan net hom uithaal, so jy skryf net hom neer. Dit los my in my eerste term met 'n P, en my laaste term met 'n P kwadraat. Want omdat ek het 1 P weggevat, so 3 minus 1 gee dit vir my 2. Dieselfde met die eerste een, wat 2 gehad het, vat ek 1 weg, bly dan net 1 oor. Weereens, ek skryf nie my 1 in nie. Volgende kyk ek,
Hoe daar verduidelik ek nog iets. Sien ek het 2P, daar bly 2. Okay, cool. Daar bly 2 daaroor. Volgende kyk ek na my kies. Sien hulle is in blou geonderstreep. Kie kwadraat het die eerste een, kie tot die mag 4 het die tweede een en kie tot die mag 3 het die laaste een. So wat is die grootste moontlike term wat ek kan uithaal? Dit gaan nie kie tot die mag 3 of kie tot die mag 4 wees nie. Dit gaan kie tot die mag 2 wees. So ek skryf hom neer. Kie kwadraat en wat oorbly is in die eerste term het ek niks meer kie kwadrate nie. Want ek het hom uitgehaal. Ek het 2 gehad, ek het 2 uitgehaal. My tweede een het ek 4 gehad, so ek het net 2 oor. En in my laaste het ek 3 gehad, ek het 2 weggevat, so ek het 1 oor. En dan my heel laaste een is die R. Moet ek extra verduidelik, kie kwadraat en kie 1. Die laaste een is die R wat in pers gehighlight is, dink ek. Ja. En hom skryf ek net daar neer. Elke liewe term het 'n R. So as elkeen 'n R het en ek vat hulle R'e weg, dan is daar niks meer R'e in die middelste terme nie. Eerste term, tweede term, derde term het nie meer R'e oor nie. Ek hoop hierdie was so deeglik moontlik soos ek dit kan verduidelik. Kan jy sien dat dit vat dalk lank, maar jy moet regtig net begin by die begin, doen die eerste een, doen die tweede een, doen die derde een en doen dit met elke liewe een. Dit is baie eenvoudig, dit vat net lank. Kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde. Ek dink daar is 5 voorbeelde. Ja, cool. Jy kan hulle gou neerskryf, dan kan jy hulle self probeer. Ek verstaan dat daai derde een en daai vyfde een dalk bietjie ekstra kompleks lyk, maar dit bly dieselfde prinsip wat ek doen. So in my eerste voorbeeld gaan ek eers van selfspreekend kyk na die getalle. Kan ek uit 27, so my tweede term het 'n 6 by, nê? Julle kan hom daar neer sien. Kan ek 'n 6 uit 27 uithaal? Jy kan gaan kyk, sit hom in jou sakrekenaar, kyk of jy daarby uitkom, maar hy gaan vir jou 'n 0.5 desimaal gee, want daar gaan soos res 3 oorbly, nê? En ja, dis hoekom hy 'n 0.5 waarde gee. So jy kan nie of jy wil nie noodwendig 27 gebruik nie. 6 gebruik om te deel nie, want 27 is 'n probleem. Maar ek kan 3 uit al twee uithaal. So begin groot en werk af totdat jy 'n klein getal het wat in elkeen van hulle kan indeel. So tussen die 27 en die 6 kan ek 'n 3 uithaal. Jy kan ook sien dat beide terme het 'n x en beide terme het 'n y. Die eerste een het 1x en die tweede een het 1y. So die grootste x wat ek kan uithaal is 1 en die grootste y wat ek kan uithaal is ook 1. Wat los dit my mee? Ek weet dit, ek weet nie of dit reg gesê is nie, maar wat het ek oor op die ou ende nadat ek hierdie uitgehaal het? In my eerste een is dit basies 27 gedeel deur 3 wat vir my, ek dink 9 gee. Ja, mooi, pragtig. En in my laaste een is dit 6 gedeel deur 3 wat vir my 2 gee. In my eerste term het ek die x weggevat en ek het 1 y weggevat, so ek het 1 y oor. En in my laaste term het ek die y weggevat, 0 y's oor daarom en 1x oor want ek het net 1x weggevat na ek 2 gehad het. Voorbeeld nommer 2. Moenie uitfriek as jy breuke sien nie. Breuke is maklik, jy haal die breuk net uit. Regtig so eenvoudig soos dit. En dan kyk jy na wat is my grootste moontlike eksponent wat ek kan uithaal. Dit gaan nie 29 wees nie, want die eerste term het nie 29 nie, so haal a tot die mag 27 uit. Kyk net, my hele eerste term lyk soos dit wat ek uitgehaal het. Hulle lyk presies dieselfde. Sien jy dit? Ek hoop jy sien dit. Dit beteken ek het die hele ding uitgehaal. So in my hakkie kan ek nie net om ignoreer nie, ek moet 'n plekhouer bysit. So daai hele ding deel met homself en dit gee vir my 1 as 'n antwoord. 1 is basies my plekhouer om aan te dui hoor hierso, daar is eintlik 'n term, ek het hom net uitgehaal. In my volgende een het ek die derde uitgehaal
En ek het 27 van die 29 uitgehaal. Dit beteken, ek het net a kwadraat oor. Maak dit sin? Ek hoop dit maak sin. Daai plus hier in die binnekant, as ek nou regtig wreed sou wees, sou ek hom 'n minus gemaak het, dan sou jy hom weer moes faktoriseer en ek sal dit aan julle oorlaat om te gaan uitfigure wat se faktorisering sou dit moes wees as daar 'n minus tussen daai twee was. Gaan kyk bietjie na die video's. Nommertjie 3. Moet ook nie stres as jy 'n wortel sien nie, jy haal die wortel net uit. Die eerste term het 1b, die volgende een het 2, so die grootste moontlike b, so te sê, wat ek kan uithaal is 1, b tot die mag 1. Daarom sê ek 6b en my hakies. Dis weer die geval waar my hele eerste term is dieselfde, so ek sit 'n plek oor neer en ek sê minus b. Maak dit sin, ek het 2 b's gehad en ek het 1 weggevat, ek het altyd my wortels uitgehaal, so eenvoudig soos dit. Nommertjie 4, weer 3 terme. Dis nie dat dit anders gedoen moet word nie. Dis nie dat 3 terme anders gedoen moet word nie. Dis net 'n bietjie moeiliker as een wat net 2 terme het, want jy moet nou skielik tussen 3 terme redeneer wat het hulle gemeenskaplik. So jy kan duidelik sien ons 3 wat daar gemeenskaplik is. Ek weet nie hoekom ek in hierdie video's baie van 3 sou nie. Ek dink dis trend al my voorbeelde het ek net 3 uitgehaal. Jy kan ander getalle ook uithaal, FYI. As al 5 gemeenskaplik was, sou jy 5 gemeenskaplik uithaal. In hierdie geval is dit weer net 3, so ek haal 3, kyk na wat is die hoogste x wat ek kan uithaal en die hoogste y. Weer eens soos in voorbeeld 1 is dit net 1x en 1y, so jy haal hulle uit. Dit beteken nog steeds ek het 3 terme daar aan die binnekant, maar aangesien dit nou in hakies is, tel die hele ding eintlik, as jy nou wiskundig gaan praat, tel die hele ding as 1 term. So in my eerste term het ek 3 uitgehaal, so ek het 2 oor, en in my tweede een het ek 1 oor, en my laaste een, 4 gedeeld deur 12, het ek 4 oor. My eerste term het ek x tot die mag 3, ek vat 1 weg, so ek het net x kwadraat oor, en ek het die y uitgehaal. In my tweede een het ek die x kwadraat, daar was 2x'e, vat ek 1x weg, het ek 1 oor, en my laaste het ek 1x gehad, ek het hom weggevat, so ek het 0x'e oor. Dan vat ek totaal en al my y van die eerste term weg, my tweede term het 2 y's, ek vat 1 weg, so ek het 1 oor, en my laaste term het 3 gehad, ek het 1 weggevat, so ek het 2 oor. Nommertjie 5. Hierdie gaan ek net vir julle wys, soos jy is nou eens in graad 9, né? En in graad 9 gaan julle nie so 'n tipe voorbeeld kry nie. Maar dit gebeur dat jy hom sal kry in graad 10, 11, 12 en 13. So hier is net soos 'n ekstra voorbeeld wat jy net na kyk. Moenie te hard sit en hom probeer fokus nie. Jy gaan hom weer teekom in jou hoërskoolloopbaan, net nie in graad 9 nie. Dit is bietjie moeilik vir graad 9's. Maar ek wil hê jy moet sien dat dit bestaan, want dalk vra hulle dit vir jou. Hulle kan dit dalk net vra. Nou 10% van jou vraestelle moet buite die boks tipe vrae wees, en hierdie is 'n perfekte buite die boks tipe vraag. So ek wil graag my getalle uithaal. Dit beteken ek haal 'n half uit. Ek kyk na my veranderlikes, ek sien die kleinste grootste mag, so te sê, wat ek kan uithaal is die k kwadraat, en die grootste wat ek kan uithaal van die w is net 1. Dit beteken w ek verloor, so te sê, my hele eerste term, ek haal by om uit, so daar bly net 1 oor. Maar wat gebeur met die getal van my tweede term? Jy moet bewus wees van die feit dat daar eintlik 'n 1 is voor daai k kwadraat w kwadraat. Vat jy sakrekenaar, tik vir my in 1 gedeel deur 'n half. Dit klink weird. Ek weet dit klink vir julle weird, want as ek dit in die klas verduidelik, kyk almal my met groot oë aan. 1 gedeel deur 'n half is 2. Want 'n half gaan 2 keer in 1 in. Daarom gaan my laaste term 'n 2 wees. En ek het
van die W² het ek, daar was 2 W's, ek het een weggevat, so ek het net W oor. Maak sin, enige vrae? Geen vrae nie? Okay, cool. Julle kan, as julle sou wou, vra op die comment section, ek sal dalk daarna luister, dalk lees, ek weet nie, paar se dom vrae is. Maar, anders is dit, dis die video, ek hoop jy het verstaan, sien jy weer in die toekoms.